Goeiedag en baie welkom by vandag se TLI SA se landbouspore waar ons in gesprek tree met van ons borge en mense wat saam met ons werk. En vandag het ons 'n spesiale gas wat vir ons waar ons 'n bietjie gaan praat oor hulle borgskap van die Jong Boer van die Jaar kompetisie. Nou ons het al met Chantel gesels, so dankie Chantel dat jy weer by ons kuier. Dis vir ons altyd 'n voorreg dat julle as borge saam met ons kuier en dat ons hierdie pad saam met julle kan stap. Chantal is die of die uitvoerende hoof van Hatfield Motor Group of die Hatfield Motor Groep en en sy hanteer die borgskap natuurlik en ons sê vir julle baie dankie vir julle borgskap van die Jong Boer van die Jaar kompetisie. Ek gaan nou vir haar 'n bietjie vra oor wat presies hulle vir ons gee as borgskap, maar dis nogal 'n baie goeie prys. Ek is baie jaloers en ek hooplik kan ek hom ook te ry kry daarom voor die boer om in besit neem dan nou tydens ons kongres se diner op die 10de September hierdie jaar. So dis om die draai en dis die rede hoekom ons bietjie met jou gesels. Baie welkom en dankie Chantel. Baie dankie vir die geleentheid om weer saam met julle te kuier. Dit is regtig 'n voorreg en dit is so 'n aangename ondervinding om deel van die TLI te wees vir ons. Ag maar baie dankie. Ja, dis altyd lekker om julle saam met ons te hê. Ons was nou onlangs op die het ons finaliste gaan beoordeel. En natuurlik een van julle verteenwoordigers was saam was deel van die paneel en dit was vir ons 'n baie lekker ondervinding om saam met julle te ry en dan natuurlik het julle ook vir ons die voertuig geborg waarmee ons gery het, so lekker ver. Ons het so 3.500 km dink ek gery. So dit was interessant van die Weskus tot daar in Mpumalanga en heen en weer. So dit was nou lekker en baie dankie vir julle vir dit ook. Dit was 'n baie lekker busie. Ek het meeste van die pad self bestuur. So dit was en ek het eers moeg geraak nie so moeg soos in my eie motor eers nie. So dankie vir dit. Dit was baie lekker. Sê gou vir my, dis nou al julle derde jaar saam met ons as borg van die Jong Boer van die jaar en natuurlik vertel u as sulks. Hoekom gaan julle voort? Hoekom hou julle aan ons borg? Want Tom Benny vat nie nee vir 'n antwoord nie. Ja. Dis 'n baie goeie antwoord. Ja, ek dink die boere het 'n sagte plekjie in ons hart. Want ja, hulle maak vir ons kos en hulle werk hard. En veral die jong boere, jy weet, hulle is in 'n industrie wat ek dink verskriklik hard is. As dit nie is vir om te veg teen natuurlike rampe en weerstoestande, is dit om nog steeds weet geloof te hou, jou voet op ferm op die grond te hou, nuwe tegnologie te embrace. Ja, ek haal my hoed af. Ek kyk net na een industrie. Ek kyk net na die motorindustrie en hulle moet seker maak soveel dinge is reg en gedoen en in plek. So dit is vir ons 'n voorreg om saam met die jong boere te werk of om hulle te kan ondersteun. Ek werk nie saam met hulle nie, ek wens ek kon, maar om hulle te kan ondersteun met wat hulle doen en dan die TLI se passie vir ons jong mense, ons jong boere wat so hard werk. So dit is ek sien dit net as 'n jy weet ons logo is 'n hartjie. Want ons lief ons land. Ons lief Suid-Afrika, ons lief ons mense. En daai liefde wil ons graag bietjie verder versprei en in die grond inwerk. So dis maar hoekom ons nou maar deel van dit is en ons hoop ook dat die boere vir ons 'n geleentheid gee om eendag deel van nog gemeenskappe te word want ons is maar hier in die stede rond. So dit is maar hoekom ons dit doen. Ag fantasties. Ek dink jy het nou 'n bietjie daaraan geraak, maar wat kry julle uit so 'n borgskap uit? Wat is in dit vir julle? 'n voet in die deur. So ons wil ja, voet in die deur, 'n hartjie in die grond. Vir ons is dit toeval om deel te wees van 'n gemeenskap. Dit hoef nie ons direkte gemeenskap binne 20 km van ons handelaar of wat ook al te wees nie, maar van ons totale Suid-Afrikaanse gemeenskap. Om deel te wees van dit. En dan om deel te wees van die
die voertuigverskaffers van wat ons boere het. Hulle almal ry 'n voertuig, hulle kinders ry voertuie as hulle skole toe gaan, op universiteite is, as hulle eendag ander werksgeleenthede kry. So ja, dit is maar vir ons 'n geleentheid om te sê wie is Hatfield Motorgroep in Suid-Afrika en wat ons kan bied as 'n produk, wat ons kan bied as 'n diens vir die gemeenskappe daar buite. En ja, dit is hoekom ons deel is van hierdie borgskap. Ag, fantasties. En sê gou vir my in kort, ek dink ons het al die vorige keer daar gepraat, maar net vinnig, waar het julle oral takke? Waar kan die mense julle in die hande kry wanneer hulle nou sou 'n nuwe motor moet koop? Weet ons almal koop gereeld motors en dan natuurlik ons boere het ook natuurlik bakkies en voertuie nodig. So waar is julle? Hoe kry ons julle in die hande? Baie maklik op die internet, nê? Nee? Hatfield Ja. Motorgroep.co.za. Dit maak grense is daar mos nou nie juis meer nie, jy weet. In Suid-Afrika is dis 'n groot land, maar alles is ryafstand. Vir ons is om 1000 km te ry mos maar in Suid-Afrika doekies omdraai, soos wat julle gedoen het met 3.500 km oor 'n week. Ek val my hoed af vir julle. Maar ja, ons het handelaars in KZN. In die Wes-Kaap, ons het nou ons voete neergesit daar in die Wes-Kaap en dan is ons hierso in Gauteng, Pretoria, Johannesburg. Ons braai uit na die Wesrand toe op hierdie stadium. Ons eerste Wesrand handelaar maak oop die 1 Oktober. Ja, so dit is maar ons is in die metros waar ons is. Ons is ongelukkig nou nog nie in die Vrystaat of Limpopo of Mpumalanga nie, maar mens weet nooit wat die toekoms vir jou bring. Ja, nee. So dis nie net Hatfield nie. Julle is nie net in Hatfield nie. Julle is nie net in Pretoria nie. Hulle kan julle enige plek kry en ek het Janie wat saam met ons was op die roete het vir my gesê hy lewer graag voertuie enige plek in die land af. So ja, nee. Langs die N1 by 'n dorpie iewers in die Karoo het ons al 'n karretjie op 'n trailer gaan aflewer en die kliënt het hom daar ontvang ook. So nee, Ja. enige plek. Nee, hy het my vertel, hy het al 'n paar van daai gedoen en hy geniet tog al die bietjie ry, kop skoon maak daar in die vlaktes. Sê gou Ja. vir my, ander ding, as jy nou raad kan gee aan borgers, wat sal dit wees? Wat sal jou advies aan hulle wees? Ek dink borgers moenie kyk dat jy iets gratis gee nie. As jy besluit om iets te borg, moet jy kyk na wat se verhouding kan jy uit hierdie borg uitbou? Dit gaan oor verhouding. Dit gaan nie oor ek gee vir jou iets en jy gee vir my iets terug nie. Dit gaan oor die fondasie van 'n verhouding en hoe ons 'n pad kan stap. En ek glo vas 'n borg is nie 'n one-time ding nie. Dis 'n langtermynverhouding en dan kry jy die beste uit jou borg uit. Borge dis ongelukkig het baie borge 'n swak, wat is die woord, stigma. Waar jy voel dit is one-sided. Maar die oomblik wanneer 'n mens in 'n verhouding intree, dit is soos 'n huwelik. Jy weet, hier kry jy 'n bietjie, daar kry jy 'n bietjie, daar kry jy 'n bietjie en die pad wat ons saam stap gaan bepaal hoe goed die borgskap vir beide partye. Fantasties. Sê gou vir my as jy net vir my in 'n sin of twee kan sê wie is die Hatfield Motor Group of die Hatfield Motorgroep en wat maak julle anderster? Ja, As jy al die ander. ons almal verkoop dieselfde produkte. Ons almal Ja. diens dieselfde produkte. Ons almal het 'n verskeidenheid mense wat vir ons werk. Maar wat ons anderste maak is ons verhoudings. Ons probeer regtig langtermynverhoudings met ons kliënte bou. Ons kry elke maand byvoorbeeld ons work anniversary lys. En die lys raak al hoe langer. Ek meen ons het mense wat vir ons werk 27 jaar. Ek self is al 16 jaar by Hatfield Motorgroep. Ons administrasiepersoneel is 11, 12 jaar by ons. So ons glo regtig in langtermynverhoudings. Langtermynverhoudings met ons vloekliënte, langtermynverhoudings met kliënte wat een kar koop en hulle ry hom vir 10 jaar of vir 15 jaar of 'n kliënt wat elke 3 jaar 'n ander kar koop, bring hom terug na ons toe. En wat ons glo in ons harte aan diens, aan verhoudings en kwaliteit van dit. So ek dink dit is wat ons dalk anders te maak. As ons besluit ons investeer in 'n produk of in 'n brand, dan loop ons die pad saam met hulle. Ons gaan nie net wegloop omdat daar een swak maand is of daar is slegte nuus van oorsee af of
invoertariewe gaan op of kom af, of ons kind of stick with what we've got, en ons probeer dit bou en die beste maak wat ons kan maak van dit. Ja, dit is en jy sê jy self al baie lank daar, maar hoe lank gaan Hatfield Motorgroep al aan? Hoe lank is julle al in die Dit is hierdie maand, ons 27ste verjaarsdag. baie geluk. Ja, 27 jaar oud, so dit sedert 1998, toe het ons begin hierso ons wortels neergesit hier in Hatfield, waar ons naam nou vandaan kom. Ek dink Brad was nie baie kreatief toe hy 'n naam uitgedink het nie, so dit het ook maar hulle challenges, maar dit is ons naam. Partykeer, ek dink as jy daai babietjie in jou hande het, dan sit jy so 'n gekorte naam, en party ouens is kreatief en dink lankal aan 'n naam, en ons naam is nou Hatfield Motorgroep, want dit ons voete neergesit in 1998, en ons kyk nie terug nie. Dit sal nog steeds, as ons almal in ons kantore bymekaar kom hier in Hatfield, is dit asof ons by die huis is. Ons maak kos saam in die kombuis, en ons beste strategieë beplan ons hierso in Hatfield ook. So ja, dit is 27 jaar hierdie maand se spesiale maand vir ons ook. Ons het die laaste 2 maande, Julie en Augustus, het ons hoe kan ons sê, 'n celebration gehardloop, wat as enige kliënt wat 'n voertuig by ons koop, nie demo of gebruik, gaan in 'n trekking in om R500,000 se pryse te wen. So dit is R500,000 wat ons weggee, en 5 kliënte kan elkeen R100,000 wen. So dis vir ons baie exciting. Die eerste keer dat ons so groot kompetisie hardloop. Ons is nou groot genoeg en ons is wyd versprei genoeg dat ons hierdie tipe kompetisie kan hardloop. Sjoe, dis groot pryse. Is dit nou vir demo voertuie en dan tweedehandse voertuie? En Verstaan ek nie. reg? En nie. Wow, so enige voertuig wat jy by jou koop. Yes, ja. Ja. Ja, maar so jy het tog tyd. Dis daarom nog nie einde terwyl ons dit opneem is begin Augustus. So jy het dan nog tyd om in te skryf. So gaan koop jou kar. Sê gou vir my, wat volgende vir julle? Wat jy het nou 27 jaar. Wat gebeur die volgende 27 jaar? So ons is nog steeds op 'n uitbreidings tog. Ons is besig om nog handelaars aan te skaf. Ons is besig om te kyk na watse nuwe fabrikate Suid-Afrika toe kom, waar ons wil investeer. Ek dink, en ons groot fokus nou is om seker te maak dat ons naverkope diens, ons parte afdelings, ons werkswinkels afdelings stabiliseer, regmaak om die volume van kliënte wat ons diens te kan bedien. So dan stabiliteit is seker, so vir die volgende jaar nog bietjie expand en uitbou en al daai goedjies, en dan gaan dit wees vestig, seker maak ons prosesse sterk genoeg, seker maak die dienslewering wat ons gee is op standaard en bly op standaard. Ja, en dan ook om met die veranderde ekonomiese toestande te kan leef, te kan help. Ons werk baie hard om jong nuwe mense in hierdie industrie in te kry. Want daar is nie genoeg mense wat voertuig tegnikuste is nie. Ons het nie genoeg spesialis mense op hierdie stadium nie, so ons werk baie hard daaraan om mense op te lei vir sales of verkope en tegniese mense op te lei. So ek dink dit is die volgende stappe, is daai volhoubaarheid te stabiliseer en uit te brei daar. Sjoe, nee, dit klink maar julle het klomp planne vir vorentoe en nog verder groei. So ons sê vir julle baie sterkte met dit. En jy het dan genoem julle het nou nuwe fabrikate en nuwe handelaarskappe wat julle bykry. Ek onthou destyds het julle begin met Volkswagen en Audi. Wat as jy vir ons vinnig kan noem, wat doen julle deesdae? Watter tipe handelsmerke het julle alles? Ek moet my vingers gebruik om te onthou. So ons het Ford, ons het Mazda, ons het Isuzu, ons het Suzuki, ons het 'n Moda JQ wat wat saam is, dan het ons Chery, ons het BYD, ons het Honda, ons het Renault, ons het Jetour wat redelik nuut is. Ons het MG,
Baie mense besef dit nie, maar MG wat jare terug deel van die Maris Garages was, MG is nou 'n Chinese het die MG brand oorgekoop, so dis 'n totale nuwe produk in Suid-Afrika. Ja, so dit is wat ons nou het as ek niks. En dan het ons 50% van die invoerregte van Triumph, die motorfietser in Suid-Afrika ook. Sjoe, dis 'n lekker groot stal wat jy het. Vergeet die grootste, GWM, wel, net hulle ook, 6 van hulle, ja. Is hy julle grootste verkoper tans? Wel, hulle Volkswagen is nog steeds 'n baie groot aandeel Natuurlik. van wat ons het, Volkswagen. Maar GWM het amazing nommers. Hulle groei verskriklik in hulle persentasie van mark wat hulle besit. So hulle is so goed, die P-series bakkie, die boer wat tans die voertuig ry 'n P500. Ek dink Bian geniet nog die voertuig. Hulle het nou die dag het hulle een van 'n kompetisie wat hulle met hooibale oplaai en aflaai en dan moet kyk wie doen dit die vinnigste of wat ook al. So ja, GWM doen baie goed in Suid-Afrika op die oomblik. Ja, dit is Wian geniet sy bakkie verskriklik. Ek het hom al gesien ry en ek's nogal jaloers. En ja, jy's reg, is by Kragdag by ons stalletjie, die jong boere ook 'n stalletjie met 'n kompetisie van om te kyk hoe vinnig kan jy 'n ton op en af laai self van die bakkie af en dan kan jy ietsie wen. So dis waar dit gaan. So hy gaan daar op uitstalling wees natuurlik by Kragdag. Op oor Vrouedag naweek en dan op daai punt wat jy het nou laas die kat uit die sak gelaat watter voertuig jy hierdie jaar as prys gee en dis ons eerste prys vir ons wenner. Vertel ons bietjie meer daarvan. Ek is super opgewonde. Ek het eenal verby my sien ry en ek was baie opgewonde. So ek is heel vertel vir ons bietjie meer oor wat moet julle gee en hoekom? Hy swem nie in die see nie, hy ry op die pad en hy kan op die pad ry. Hulle het hierdie naweekie so lekker rugby gespeel nie. Maar is 'n BYD Shark, dis die sleutel. Ek ry ook tans een. Wow. Ja, dit is 'n plug-in hybrid elektriek voertuig. So hy ja, dit is 'n amazing voertuig, 4x4 aangedrewe voertuig. En ons hoop dat die boer hom sal geniet want daar is so 'n bietjie van jy hoef nou nie vol elektries nie. So die boer hoef nou nie bekommerd te raak as hy nou 300 km moet ry dorp toe en hy gaan nou nie genoeg krag hê om op weet elektrisiteit hê om te ry nie want hy het hy charge nou in so 'n halfuur se tyd en dan kry hy so 80 km afstand op vol battery, maar daarna skop 'n gewone HEV in wat 'n hybrid elektriek vehikel is, niks met water te doen nie. Ek het nou die dag 'n oomie gekry wat sê hardloop die kar op water. Nee, hy hardloop nie op water nie. Dis battery aangedrewe en dis 'n self-generating batterykrag wat hy het. So ja, en dan het jy 'n gewone 60 liter brandstoftank, wat jy brandstof by ingooi en jy moet my verskoon, watter industrie is Engels. Ek gooi hierdie Afrikaanse Engelse woorde. Ek is altyd so trots daarop as om Benny sulke pragtige Afrikaans, sulke suiwer Afrikaans praat en ek sukkel want en hoe sê ek nou hybrid electric vehicle in Afrikaans? Weet ek seker van hy gaan vir my die regte woorde sê, maar ja, so dit is vir my baie awesome om hierdie voertuig byvoorbeeld bekend te stel dat as dit gaan die voertuig wees, want die boere leer sulke nuwe tegnologie en hulle het al drones waarmee hulle besproeiing doen en hulle het spulputte wat hardloop op 'n game. Dit lyk soos 'n game van die foon af en al sulke goeder. So dit gaan lekker wees om vir hulle hierdie nuwe voertuig te gee wat heeltemal nuwe tegnologie het. Dis nie net 'n gewone diesel of 'n petrol of net 'n gewone V6 en dit nie, maar die tegnologie is nogal nice. Ja, nee, ek dink dis die regte plek om te toets dan. Vir ons jong boere, ja, jy's doodreg. Hulle is op die voorfront van tegnologie. Hulle moet bly anderster nou ek het ook gesien nou met ons besoeke aan die finaliste. Hulle is baie presisieboer georiënteerd deesdae en so enigiets wat vir jou kan 'n beter opbrengs lewer en meer ekonomies kan wees is fantasties. So nee, ek sien nogal uit. Julle gaan dan die voertuig ook daar dan nou oorhandig op die 10de September by ons Ja. kongres die aand by die diner waar ons offisieel die wenners gaan aankondig. So ons is baie opgewonde daaroor en die voertuig gaan ook daar wees en ek het ook gesien
Jy sê julle gaan so 'n paar ander voertuie ook op uitstalling hê gedurende die dag. So as die boere wil kom kyk wat ons kongres bywoon, kom loer gerus en kom gesels met julle en met julle verkoopspersoneel en dan koop 'n bakkie. Ja, dit is of nie net 'n bakkie nie. Soos jy sê, kan ja, Ander maatkarretjie, 'n studentevoertuig, jy's daar's nou al verskeie opsies. ja nee, jy moet onthou die kinders wat gaan studeer ry ook groot voertuie deesdae want met ons paaie het jy dit baie keer nodig. Maar ja, Ja. nee, ek sê vir jou dankie. Baie dankie vir jou tyd. Dis vir ons altyd 'n voorreg om julle saam met ons te hê. Ons sien uit om saam met julle te kuier tydens die kongres en natuurlik met die oorhandiging van die prys. Weereens baie dankie vir julle borgskap van die jong boer van die jaar. Dit maak 'n wêreldse verskil aan ons en aan ons boere en ons sê vir julle baie dankie daarvoor. En dan vir julle ek weet nie of jy iets nog finaal te sê het nie. Niks nie. Nee, praat te veel. Nee wat. En dan wil ons vir julle as kykers baie dankie sê, dankie vir julle ondersteuning en dan wil ons ook net baie dankie sê vir Boer Media en Edge Communications wat hierdie uitsending vir ons moontlik gemaak het. Mooi dag verder.